Jy is ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Baie hartlik welkom, liewe vriende. Mag die Here ons harte open vir sy woord vandag en in ons lewens werk deur sy Heilige Gees. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Galasiërs 1 vers 6 tot 9. Dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Broeder en suster, in hierdie wêreld is daar baie mense wat 'n valse evangelie verkondig. Hulle eie sienings word oorgedra en voorgehou as die waarheid. Ons moet so versigtig wees dat ons nie slagoffers word van dwaalleraars nie. Daar is mense wat die evangelie van God selfs ook verdraai en op 'n valse manier verkondig wat nie in lyn met God se woord is nie. Dit het ook in die tyd van Paulus gebeur, dat daar dwaalleraars was of mense wat 'n dwaalleer verkondig het. Paulus skryf aan die Galasiërs dat hulle baie versigtig moet wees vir hierdie mense. Hulle moenie van God se genade afvallig word nie, en hulle mag nie 'n ander evangelie aanneem, behalwe die een wat Jesus Christus vir hulle kom bring het nie. Iemand wat 'n ander evangelie bring, sê Paulus, die vloek van God sal hom tref. Daarom moet ek en jy baie seker maak dat ons die suiwer woord van God bestudeer, daarin glo en na luister. Iemand wat enigiets anders aan jou verkondig, wat in stryd is met God se woord, is 'n vloek vir die Here. Ek en jy moet vra dat die Here ons gedagtes en ons verstand en ons harte sal verhelder, sodat ons sal verstaan wat die suiwer evangelie is, en dat ons baie maklik dwaalleraars sal uitwys. Iemand wat iets van die woord van God verkondig, maar nie die volle suiwer raad van God nie, is ook besig met 'n dwaalleer. Die hele Bybel is die woord van God. Die hele Bybel is geïnspireer en moet as die waarheid beskou word. Johannes 17 vers 17 sê, u woord is die waarheid. In hierdie wêreld gaan ons baie valse leraars kry. Kom ek en jy beoordeel hulle in die lig van God se woord. En ons maak seker dat ons op God se pad bly, wat homself aan ons kom openbaar deur sy woord, die suiwer evangelie, en dat ons daardie evangelie ons eie sal maak en daarvolgens sal lewe. Mag die Here jou hart vandag open vir sy woord en jou gedagtes verhelder, dat jy die suiwer woord van God jou eie sal maak, dit sal navolg en daarvolgens sal gaan lewe. Kom ons bid saam. Here, in hierdie nuwe dag, prys ons U as die koning van alle konings en die Here van ons lewe. Baie dankie vir 'n nuwe dag uit U hand, vir soveel seëninge en gawes, en dat U ons liefhet en versorg. Ons loof U ook, Here, dat U ons deur die Bybel kom leer. U woord is die waarheid en ons glo dit van harte en ons wil daarvolgens lewe. Verhelder ons verstand, Here, sodat ons sal wakker wees in hierdie goddelose wêreld en nie verlei sal word deur valse leraars nie. Dankie vir die Heilige Gees wat ons ook in die volle waarheid lei. Vergewe al ons sondes, Here, en vul ons harte in hierdie mooi dag met U liefde en vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag vir u.